Vriende, 'n hartlike woord van verwelkoming namens NG Kerk Waterkloof aan elke besoeker, maar ook 'n besondere verwelkoming aan Waterkloof gemeente en sommer net almal wat deel is van hierdie geloofsgemeenskap. Dit is so lekker om almal so op die tweede Sondag in Lydenstyd hier in die erediens te kan verwelkom. Vanoggend is 'n baie spesiale geleentheid. Dit is ons verbintenis geleentheid. Hier is 'n klomp jong mense wat vanoggend sê, maar die drie-enige God het beloof om 'n pad saam met ons te stap. Die Here het ons gekies voordat ons kon kies. Die Here het 'n pad saam met ons begin stap, nog voordat ons geweet het, die Here is daar. En daarom reageer hulle vandag en sê, maar ons wil graag onsself verbind aan hierdie drie-enige God. Ons wil die pad saam stap en ons weet, die Here stap die heeltyd saam. So vanoggend is hierdie jong mense, Alice Roberts, Anik Batee, Daniel de Villiers, Denzel Coetzee, Roald Creer, Cassidy Pappas, Lucia Pretorius, Heinrich Sutton, Ricard van Hoven, Zander van Niekerk en Eran Wienand. Dis vir ons so lekker om julle vanoggend hier te hê en ek wil sommer namens my en Bernice ook net baie dankie sê vir 2,5 jaar se saamstap. Dankie dat julle ons prentjie van God net groter gemaak het. Dankie dat julle ons gehelp het om diep in onsself te gaan soek na die moeilike antwoorde saam met julle. Dankie dat ons saam op reis kon wees en dat ons saam die Here kon ervaar. Mag vanoggend vir julle regtig spesiaal wees en mag julle terugkyk op hierdie dag met die wete dat die drie-enige God sy vingerafdrukke op elkeen van ons kom los het. Sommige net vir elke ouer wat vandag hier teenwoordig is, ooms, tannies, oupas, oumas, sommige net al die familie, elke liewe persoon wat vandag saam met hulle hier is en getuies is by dit wat hier gebeur, 'n hartlike woord van verwelkoming en baie dankie. Mag ons vanoggend mekaar net weer daaraan herinner dat die Here nie net ons koppe sien nie, maar tot diep in ons kroppe. Natuurlik met verbintenis, of soos dit vroeër bekend gestaan het, belydenis, aflegging, is daar altyd so 'n paar staaltjies, en ek onthou so 'n paar jaar gelede vertel 'n kollega van my vir my dat hulle so 'n bietjie gesukkel het met 'n klomp voëls wat in die kerk binne 'n nes gemaak het. En hulle kon nie van hierdie voeltjies ontslaa raak nie. En hy bel sy vriend op 'n stadium en hy sê, luister maat, jy moet nou kom help. Ek kry nie lekker myself georiënteer oor hoe ons hierdie voëls uit die kerkgebou gaan kry nie. Ons weet Psalm 84 sê dat selfs 'n swaalkie en 'n mossie plek vind daarin by die altare, maar hulle mors ongelukkig op Sondag op die lidmate, so ons sal moet plan maak. Sy vriend kom so in en hy kyk so 'n bietjie en hy staan so en hy kyk so vir sy dominee vriend en hy sê, weet jy wat my vriend, dis dood eenvoudig. Laat hulle almal belydenis van geloof aflê, dan sien jy hulle nooit weer nie. Die wonderlike is dat hierdie groep nie dit is nie. Dit is vir ons so spesiaal in hierdie gemeente om te weet dat ons jong mense 'n pad bly saamstap en dat die liggaam van Christus vir hulle belangrik bly. Vriende, net so 1 of 2 afkondigings voordat ons gaan stil word met 'n intreelied. Eerstens wil ons sommer net almal uitnooi. Na afloop van die erediens is daar 'n heerlike oestafel in die saal waar ons saam met die jong mense gaan feesvier. So as julle nou vanoggend na hulle kyk mooi na hulle, sodat julle ook na die tyd so 'n bietjie kan gesels en kuier, want ons is deel van 'n groter gemeenskap van gelowiges. Dan wil ons sommer net vir al die ouers baie dankie sê vir die blomme, die verversings, vir sommer net al die reëlings wat hierdie week moes gebeur. Baie dankie dat dit so keurig gebeur het. Dankie vir die estetiese waarde van dit wat ons vandag hier beleef, want estetika is ook 'n wyse waarop ons God beleef. So baie dankie daarvoor.
Dan wil ons ook net vir Joyce Viljoen baie dankie sê en vir Rolien Holland Muter en vir Ilse van Staden, vir Karen Janse van Vieren. Baie dankie dat julle ons vanoggend begelei tot 'n ontmoeting met die Here en baie dankie dat julle tyd maak om hierdie dag ook vir hierdie jong mense so spesiaal te maak. Ons waardeer dit opreg. Vriende, dan wil ons graag net noem, as jy vanoggend enige nuwe intrekkers is, na afloop van die erediens, julle is meer as welkom om vir my of Bernice hier voor by die nagmaaltafel te kry. Bernice, my kollega, vir die van u wat dalk nie weet nie. Dan wil ons vanoggend 'n besonder net sê ons dink aan Babs de Klerk, Sandra Simon se moeder wat eerskomende maandag vir 'n groot voetprosedure gaan. Bertus Bergentyn wat woensdag 5 Maart 'n heupvervanging ondergaan het en tans tuis aansterk. Oom Koos Engelbreg wie se suster Marie Huys Dinsdag 11 Maart oorlede is en Martin en Elisna Bruton se dogter Anna wat 'n groot operasie ondergaan het. Sy is ontslaan en sterk tans tuis aan. Dan wil ons ook net sê Rosanne Pretorius wat vandag verjaar, baie geluk. En dan in die week verjaar oom Antoni Gildenhuis, dis die 21ste Maart. En ons sê sommer net ook saam dankie vir die wonderlike geseënde dag. Vriende, ons wil net 'n regstelling maak. Kan jy asseblief, ekskuus, nou lees ek die boodskap. Ons wil net spesiaal noem dat Kirsten Warren, tweelingsussie van Alistair Warren, ook die 19de Maart verjaar. Ons het dit net per ongeluk verkeerd op ons kerk se databasis aangedui. So haar naam is nie in die gemeentebrief nie, maar weet net sy het verjaar die 19de en ons vier sommer net saam met haar ook die verjaarsdag. Dan is daar geen aanddiens vanaand nie, vriende, weens die verbintenis. Ons weet daar's groot feesvieringe deur die loop van die dag. Baie belangrik, die wit olifantverkope wat gister plaasgevind het, baie dankie vir almal se hulp daar. Ons gaan na die tyd in die Lapa, dit nog steeds oop hê, kom maak 'n draai, daar is mense wat dit ook beman, miskien is daar nog iets vir jou huis. Vriende, net by Daybreak House, dis een van ons gemeenskapsprojekte, waarby ons betrokke is. As jy nog 'n vrywilliger wil wees en dalk nog nie laat weet het nie, asseblief, laat weet net vir die kantoor of vir Bernice of vir my in die week. Dis mense wat op 'n weeklikse basis net hulle tyd kom gee en help met weerlose babas wat op hierdie stadium wag vir aanneming of pleegsorg. Dan Urban West, Peace in a Pod Foundation, as jy dalk 'n kind se verjaarsdag wil nog beter maak, ons kan sê ons is tot Julie maand gereël, vriende. Dankie vir almal se ruimhartige bydraes hierdie week. So ons het letterlik nou eers die einde van Junie weer iemand nodig om vir ons dan nou te help met die verjaarsdag. So julle sal sien, ons kon ons het nou in hierdie week Dimpo Moshaga, Johanna Moshaga, Simonai Becker en Tabiseng Moshaga, Cassie Williams en dan Emiliana deploy die 7de Julie, dis die volgende verjaarsdag vir wie ons koek nodig het vir 'n klaspartytjie. En dan baie dankie net vir almal se ruim hulp met Regaai kleuterskool. Baie dankie vir al die ruimhartige bydraes tot hulle voedselprojek daar in Pretoria Wes. Ons is elke tweede week daar betrokke met die ondersteuning van die onderwyseresse en met hulle voedselprogramme. So baie dankie. As jy dalk daar wil betrokke raak, laat weet my gerus. Dankie. Of natuurlik vir die kantoor of vir Bernice. Vriende, dit is dan ons afkondigings vanoggend. Weer eens sommer net baie dankie vir almal wat hier is. Kom ons staan en dan sing ons saam Vlam 528, U liefde is 'n skuilplek. Is 'n skuilplek, 'n skadu waar ons rus kan vind. Ek sal geen onheil vrees nie, want U noem my kind. Ek buig voor U, my koning. Ek hef my hande op na U, ek loof die Heer by wie
Luister, so sê die Here, jou skepper, wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek het jou op die naam geroep. Aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Ek is die Here, jou God. Jy is kosbaar vir my. Ek ag jou hoog. Ek het jou lief. Amen. Liewe gemeente, op hierdie Sondag word ons bewus daarvan dat hierdie God wat ons gemaak het, elkeen van ons op die naam geroep het en in alle omstandighede by ons is. Hierdie God wat ons hoog ag. Hierdie God is teenwoordig vandag. En daarom wees vanoggend gegroet in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons neem net so 'n oomblik en dan gaan ons by 'n pragtige loflied stil staan, 'n loflied wat ons herinner dat ons selfs in die donkerste tye van hierdie lewe, ten spyte van tye, sing. Want God is groter as alles wat ons soms oorweldig. Moenie dink dat ons nie soms snak na asem, snik, so tussen die trane deur nie. Maar mag dit nog steeds 'n lofsang bly. 'n Lofsang wat ons help om te verstaan dat ons dankie sê vir die Here wat trou is tot in ewigheid. Die Here wat ons help om by die drempels van ons lewens stil te staan, die roetemerkers, en om nie te dink oor die lewe. Kom ons gee so 'n oomblik van stilte, en dan staan ons en dan sing ons twee pragtige liedere saam. Kom ons staan. Tot in die verse land.
Ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, maan en sterre aanskou, dan voel ek so gedringeer. Wat is die mens dan dat U aan ons dink? Wat is die mens dan dat U na ons sien? U laat ons hier so werk, die werke van die hande, dus aan ons onderwerp, die see, die lug, die lande. Wat is die mens dan dat U aan ons dink? Wat is die mens dan dat U na ons sien? O Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, Jy gaderoem sy naam, o Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, Jy gaderoem sy naam, o Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, Jy gaderoem sy naam, o Heer, ons Heer, hoe wonderbaar U naam, o Heer, ons Heer, Jy gaderoem sy naam. Ons roem U naam, ons roem U naam. Deel van Waterkloof gemeente is dat ons 'n intergenerasionele erediens altyd deel probeer maak van ons liturgie. En ek wil nou vra as hier enige kinders is, natuurlik ook jong klein gesinne, dalk mense wat alleen gekom het. Ek wil sommer hê ons moet so vir 'n oomblik 'n geroesmoes hier hê van stemme wat met mekaar praat oor dit wat vandag hier gebeur. So draai na die persoon langs jou, draai na die kinders. Kom ons hoor sommer so 'n bietjie wat gebeur vandag hier. Nou wil ek sommer vra dat die kinders al ons voorskool tot graad 6 so op die banke staan vir 'n oomblik. Sommer net daar waar julle is, as julle gou vir ons so op die banke kan staan asseblief. Daar's hy. Sy steek sommer net gou jou hand so op as jy weet wat vandag hier aangaan. Kom ons kyk so 'n bietjie. Kan ons sien, ek sien hier's 'n paar wat weet wat hier aangaan. Ek wil sommer hê, kom ons kyk so net rondom ons en dan word ons sommer net bewus daarvan dat ons deel is van 'n gemeenskap wat aan mekaar verbind is van jonk tot oud en dat ons op 'n besondere manier saam reis as gemeente. Ek wil vra voorskool tot graad 6, kom staan sommer gou so vir 'n oomblik hier voor by my asseblief, ons nooi julle graag. Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein. Laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my. O Jesus, sterk my en vorm my tot U Sien hier's net so 'n paar maatjies wat nog sterk op pad is. Ek net so loer, ons gee sommer vir hulle 'n kans. Ek wil gou vinnig by julle hoor vanoggend. Julle het nou daar in die banke gehoor wat gebeur vandag. Verbintenis, nee. En wat beteken verbintenis? Dankie. Wie weet?
Ja, onder andere, wat nog? Dink gou so 'n bietjie. As ek sien hier's 'n klomp maats vanoggend hier voor. Hallo. Verbintenis is as ons kies om te sê, maar Here, U is lief vir my en daarom kan ek nie anders as om vir U ook lief te wees nie. Wat het ons daar? Ons het dopingwater daar, net doopwater, 'n doopvond. En wat doen ons as ons die doopvond so sien en ons doop iemand? Wie weet? Dan sê ons, God kies ons. Jy is reg, ja. Verseker, God kies ons. En wat het ons hier? Tafel, die nagmaaltafel. Wanneer ons die brood saam breek en die wyn en die sap saam drink, dan onthou ons hier in lydenstyd wat? Dink gou dat Jesus vir ons gesterf het, nee. Het hy net gesterf? Hy het ook weer opgestaan uit die dood. Ek wil gou vra, ons gaan vandag 'n kers aansteek. Waaraan herinner die kers ons? Dat die Heilige Gees altyd by ons is. Ons steek vandag hierdie kers aan. Gaan jy sommer vir ons kom aansteek asseblief? En dan vra ons sommer net dat elke jong mens wat vandag hier is sal weet, en elke persoon, dat die Here by ons is. Maats, ons gaan vandag nie kinderbediening doen nie, want hierdie is so 'n spesiale geleentheid. So ons gaan hier in die kerk saam met ons boeties en sissies en vriende en almal fees vier. Gaan julle saam met ons vandag sommer net geniet en opgewonde wees oor hierdie spesiale geleentheid. Wonderlik. Kom, ons gaan sit weer by mamma en pappa. Dankie julle, en sommer net by ouma en oupa en die ooms en die tannies. Here, wanneer ons vanoggend hier saam is dit met dankbare harte. Dankie vir 'n roetemerker vandag, 'n drempel, 'n deur waar 'n groep jong mense deurgaan in 'n nuwe seisoen van hulle storie in. Dankie Here dat ons weet dat alhoewel dit dalk alleen mag voel vanoggend, die deur stap so deur die deur, hierdie drempelervaring, dat U by ons is. Here, kom bevestig U teenwoordigheid van môre. Amen. Ons het die voorreg om vanoggend saam te lees uit 'n baie bekende gedeelte. Dit is Eksodus 3 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Nou, dis die verhaal van Moses vir die van u wat nie weet nie. Op hierdie stadium is Moses nou reeds in die bissiesmaandjie gewees, deur die Farao se dogter grootgemaak, en hy het daar in Egipte droog gemaak, soos ons weet. Hy het besef, maar Israel is deel van sy volk en daarom kan hy nie anders as om te beskerm nie. En ons ken die verhaal, uiteindelik pleeg Moses 'n moord. Hy gaan die Midian woestyn in en daar sit hy by 'n put, moedeloos. En as hy daar by die put sit, dan ontmoet hy hierdie dogters van die priester Jethro. En uiteindelik nooi hulle hom saam, hy trou met een van die dogters, en dan as hulle 'n kind in die wêreld bring, dan eindig hoofstuk 2 met die woorde, want het hy gesê, ek het 'n vreemdeling geword in 'n vreemde land. Nou, dit is so belangrik vanoggend, vriende, want ek dink op 'n manier help dit ons om hierdie drempelervaring, hierdie verbinteniservaring van hierdie jong mense te verstaan. Dis om 'n vreemdeling in 'n vreemde land te wees. Ons praat in die teologie van ongekaarte terrein. Dis vir elkeen wat daardeur gaan, nie vreemd, anders.
En dan het 'n mens nodig om te weet dat 'n mens nie alleen is nie. So kom ons lees saam Eksodus 3 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian se kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. Moses het gesien daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word sowaar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos. Moses, Moses, hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te laat optrek na goeie en 'n uitgestrekte land. Na 'n land wat oorloop van melk en honing, die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete. En nou, kyk, nie, sê die Hebreëus, die noodkreet van die Israeliete het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk het raak gesien. Gaan dan nou, ek stuur jou na die Farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte uit te lei. Moses het egter vir God gesê, wie is ek, dat ek na die Farao kan gaan, en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? Hy het geantwoord, ek is immers by jou, en dit sal vir jou die teken wees, ek is immers by jou, en dit sal vir jou die teken wees, dat dit ek is, wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra vir my dan, wat is sy naam, wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Die tema vanoggend dan, ek is. Nou die ou kerkvader Johannes Calvin het op 'n stadium gesê, ware wysheid bestaan uit kennis van God en kennis van jouself. En dan sê hy, die twee is so in mekaar gevleg, kennis van God en kennis van jouself, dat jy nie eintlik weet watter een geboorte gee aan watter een nie. Want hoe beter jy jouself leer ken, hoe beter leer ken jy vir God. En hoe beter jy vir God leer ken, hoe beter leer ken jy jouself. En daarom is dit seker van die belangrikste vrae wat ons ooit in hierdie lewe vir mekaar sal vra. Wie is ek en wie is God? En dit is ook waarmee Moses worstel. Hy worstel in hierdie gedeelte en hy sê, maar wie is ek as ek Moses is hier in hierdie tussentyd van my lewe, hier in die woestyntyd, nie meer Egiptenaar nie, maar ook nog nie iets niets nie. Ek verstaan iets van wat dit beteken om Israeliet te wees, want die priester Jethro het my so 'n bietjie ingelei daarin, maar ek verstaan nie genoeg om te weet hoe ek hierdie nuwe terrein van my lewe moet betree nie. Miskien is dit ons hele lewe lank waarmee ons worstel, nie waar nie. Hier sit 'n klomp jong mense vanoggend hier voor en ek is seker almal van hulle moes iewers identiteit vind in of enkelkind wees, of dalk oudste of jongste of die gevreesde middelkind. Nie waar nie, nee, ons vind 'n stuk identiteit daarin. Baie van ons kom by werksplekke in die samelewing en vra, wie is ek? Waar pas ek in? Hoe laat ek myself geld? Ek dink meeste van ons wat vanoggend hier is, as ek vir jou sou vra, wie is jy? Gaan jy begin en sê, ek is Piet en ek is of van Pretoria of van die plaas. Bedoelend, nie noodwendig dat jy Piet is nie, maar dat jy iets van jouself gaan bekendstel deur waar jy vandaan kom, dat jou plek van herkoms tot 'n mate eintlik bepalend is vir wie jy is. En later in jou lewe gaan jy heeltyd moet keuses maak, en dis die verskriklike van hierdie lewe, dis keuse op keuse op keuse op keuse. Die wonderlikste tyd van jou lewe is as jy so eintlik net op 'n plek is waar daar so bietjie vir jou gekies word, natuurlik nie altyd nie, daar's mense wat dit ook geweldig moeilik beleef in moeilike omstandighede, maar daar lê iets daarvan om nuwe terreine in my lewe te betree, soos ons jong mense vanoggend. Ewe skielik is julle jong volwassenes. Ewe skielik is daar 'n ander stuk verwagting. Nie net
van 'n mens se ouers nie, maar van myself. Ewe skielik dink ek nie oor myself, dink ek anders oor myself. Maar natuurlik is dit nie die enigste vraag nie. Ons vra ook baie pertinent wanneer ons vra wie is ek, wie is God? Van klein tyd af word ons met hierdie vraag gekonfronteer oor wie is God. Dis baie soos 'n ui. Jy het jou buitekante en dan skil jy hom so laag vir laag af. Hierdie ui is baie pertinent van belang wanneer ons praat oor wie is ek en wie is God. Want wanneer ons praat oor wie is God, dan skil ons daai buitenste rande af en ons begin by hoe ons groot geword het, ons huishouding, dalk die kerk waarin ons groot geword het. Ons dink anders bewuslik en onbewuslik oor ons stories, die mense wat ons voorbeelde was, hulle is daai buiterande. Maar soos ons ouer word, lewenservarings het, so begin ons wegskil. En so kom ons uiteindelik by die kern uit, net so met onsself. Die kante is dalk my grootwordhuis, 'n paar keuses wat ek gemaak het, maar ek begin afskil en hoe dieper ek na die kern toe kom, hoe meer word ek met myself gekonfronteer. Ek het die voorreg gehad om vir baie jare by Sopkombuis te werk en vir die een of ander rede was dit my verantwoordelikheid om altyd die eie te sny. So elke liewe derde week van my lewe moes ek ten minste 10 kg eie sny. Nou later het ek 'n paar tricks of the trade, as ek die Engels kan gebruik, uitgevind. So ek het altyd met my swemgoggles gegaan en dan sny ek nou hierdie eie. Maar realiteit is, daar's iets in mense oë wat maar bly traan. Vir my is dit so 'n mooi metafoor om oor die lewe te dink, want soos ek afskil en by die kern uitkom, so word ek ook op die moeilike maniere met myself gekonfronteer, met die goed in my lewe, met wie ek is en met wie God is. Moses sit in 'n moeilike situasie. Moses sit in hierdie vreemde plek. Hy het nie meer identiteit nie. Onthou, Moses is 'n aangenome kind. Hy was in 'n bissiesmandjie opgetel. Farao se dogter het hom gevind. Hy word 'n koning in 'n paleis. En tot sy skok ontdek hy uiteindelik, maar hy is nie 'n Egiptenaar nie. Hy is nie 'n prins nie. Hy's maar 'n Jood, 'n Hebreër. En in hierdie worsteling, in hierdie worstel met homself, word hy dan ook gekonfronteer met die groter vraag, want hy's letterlik in 'n Farao huis groot gemaak waar Ra die songod is, die God wat jy kan vir enigiets vra. En ewe skielik kom hy hier by Jethro, hierdie priester wat hom vertel van Jahwe, die God van Israel. So hy weet iets van hierdie ander God, hy ken iets van die Egiptiese gode, want daar was ook meer. Maar hy worstel met wie God vir hom is. En as hy dan daar in die woestyn kom, dan gebeur hierdie merkwaardige ding. Dis vir my so mooi. Moses stap in die woestyn in. Hy kom by die brandende bos. En die eerste ding wat Moses sien is hierdie bos wat nie uitbrand nie, en hy's nuuskierig en hy gaan nader. En hy hoor hierdie stem wat sê, Moses, trek uit jou sandale. Nou dis eintlik so gelaaide term, want as jy gaan kyk na die antieke tyd, dan sal jy sien dat baie mense uit antieke studies vir ons sê dat mense eintlik dit wat hulle besit het aan die binnekant van hulle skoensool sou skryf. Jou vroue, jou hoeveelheid beeste, jou slawe, dit was amper so 'n bietjie van 'n CV wat jy aan die binnekant van jou skoensool neergesit of neergeskryf het. So wanneer Moses hoor trek uit jou skoene, dan sit letterlik trek uit jou CV, trek uit alles wat jy het en kom naakie na my toe. Daag op net soos jy is. Moordenaar, verlorene, sukkelaar, jy sonder identiteit. En dan ontdek Moses hierdie kosbare gedagte. Moses vra, wie is God? Hy sê, geef my 'n naam. Die Here sê, ek is wat ek is. Ek is wat ek is. Nou, in antieke tye, as jy iemand se naam geken het, het jy greep op hulle gehad. Die Here kom sê, Moses, luister mooi. Jy sal nooit 'n greep op my hê nie.
Jy sal nooit my volkome kan verstaan nie. Jy sal nooit kan besef dat ek jou hoogste en jou kleinste verwagtinge altyd sal oortref nie. Ek is wat ek is, Moses. Maar hier is die ding. Moses ontdek, ek word geken. Moses wil so graag weet wie God is. En dan ontdek hy, maar God weet wie Moses is. God ken vir Moses. Hy ken hom op die naam. God weet presies wat in Moses se lewe aan die gang is. Dit is vir my so mooi. Die God van julle voorvaders het my na julle gestuur en hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Moses, ek ken jou en ek is op pad met jou. Dit is vir my so wonderlik om te weet dat hierdie jong mense wat vandag hier voorsit ook kan hoor, die Here ken ons by die naam. Hy sien nie net vandag ons kop nie, maar tot die in ons krop, elke deeltjie van wie ons is. En hy nooi ons in hierdie nuwe seisoen van ons lewens in, om te gaan ontdek wie God nog is. Hoe ons hierdie storie nuut kan interpreteer. Moses was moordenaar, vlugteling, vreemdeling, maar hier diep in sy menswees word hy geroepene, gestuurde, en hy gaan leef dit. Hy beleef dit so naby aan die lyf. En as Moses sê, maar ek sien nie kans nie, dan sê die Here, maar ek is by jou, ek sal jou nie los nie. Jong mense, verbintenisspan vanoggend, ek het sommer so gedink aan 'n paar sleutels om net saam met julle te stuur vir hierdie nuwe ongekaarte terrein, want ek dink julle het 'n paar bordjies nodig vir hierdie nuwe seisoen van 'n mens se lewe. Die eerste is, as ons so na Moses se verhaal kyk, gaan leef met 'n heilige nuuskierigheid. Gaan leef met 'n stuk verlange. As jy die moontlike brandende bosse in jou lewe sien, stap na hulle toe. Stap na hierdie brandende bosse toe, want dit beloof dalk net om die brandende bos te wees, wat vir jou 'n nuwe storie inlei. Moenie geleenthede misloop om God raak te loop nie. Ek wil so graag hê julle moet dit vanoggend hoor, leef met 'n stuk nuuskierigheid, stuk verlange, want die lewe is esteties ook, dis mooi ook. Dis gemaak om te waardeer, in verwondering daaroor te staan. Gaan ook met 'n stuk naakte eerlikheid. Soms gaan ons net ons CV los. Soms kan ek net instap soos ek is, met my identiteit, met al my tekortkominge, met wie ek is. Ek hoef nie altyd my CV saam te bring nie. Hierdie wêreld sê, jy is wat jou CV sê jy is. God kom sê, jy is wat ek jou gemaak het. Dis genoeg. Maak seker dat daar tye van afsondering is. Tye waar jy die ervaring kan hê dat jy in jouself kan inleef. Ons dink so dikwels nou met ons ook soos Moses die woestyn in. Nee, soms is dit ook nodig. Maar ander kere is hierdie reis eintlik 'n diep reis na binne, waarin ek skil aan die ei, tot ek by my kern uitkom. Tot wie ek in wese is, gemaak is om te wees. Ek wil julle uitnooi, reis gereeld na binne. Reis tot hier diep in julle eie harte en julle sien julle self raak en dan gaan julle ook sien hoe God julle sien. Met oë van deernis, met oë van genade. God wat droom oor julle. Leef met 'n stuk vertroue. As Moses sê, Here, ek is in die moeilikheid, hoe moet ek hierdie gaan doen? Dan sê die Here net, ek is wat ek is. En dis genoeg. Sal jou nie los nie. Ons stap vandag deur 'n deur as 'n verbintenisgroep. En die deur wat ons oopmaak lyk nie vir een van julle dieselfde nie. Hy's net maar op 'n skreefie nog. Maar weet net, wat ander kan die deur is? Weet ons nie. Maar ons weet dat God beslis aan die ander kant vir ons wag. Heel belangrikste. Wie is ek nog?
Ons het tot op hier 'n prentjie van wie God is, van wie ek is. Maar mag hierdie prentjie net groter en groter word. Mag God julle kom verras om elke hoek en draai met wie hy nog is. En omdat God se identiteit geboorte gee aan ons identiteit en ons identiteit geboorte gee aan God se identiteit. Mag julle sommer net in hierdie wisselwerking, in hierdie dans met die Here saamleef vir altyd. Mag julle die ervaring hê dat julle soveel meer is as wat julle dink julle is. Dat julle tot soveel meer in staat is omdat julle nie alleen die pad stap nie. Nou wil ek sommer net eindig en sê so baie dankie vir wie julle is. Julle is 'n groep spesiale jong mense. Ons is dankbaar dat ons as Waterkloof gemeente julle geloofsfamilie kan wees. En ons is so opgewonde vir die pad wat voorlê, saam met julle, diensbaar in God se koninkryk. Amen. Here, dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat U lief is vir ons. Here, dankie dat hierdie lewe 'n plek van ontdekking is, waar ons U ontdek, onsself ontdek. Here, waar ons sommer net ontdek dat daar soveel meer is as wat ons ooit kan beleef. Amen. Verbintenis is 'n reis saam met God. En ek wil so graag julle so mooi hoor vanoggend. Dis nie 'n reis op pad na God toe nie. Dis van die begin af 'n reis saam met God. Doopvond, nagmaaltafel, verbintenis, alles roetemerkers wat ons help daarmee. Dis 'n plek waar ons 'n simbool van 'n deurgang vier. Ons praat van 'n roetemerker nou, as ons vir hierdie jong mense sê roetemerker, dan wil hulle al weghardloop, want elke liewe plek in ons lewe is roetemerker, dis drempel, dis oorgang en ons het mekaar so verryk in hoe ons juis dan nou kon nadink oor wat dit beteken om deur die deure van hierdie lewe te gaan. En vanoggend is 'n beweging in jong volwassenheid in. Dis 'n aanvaarding van ons doop. Dis 'n verbind aan onsself, aan God se genade. Dis 'n ontdek dat ons nou 'n stuk verantwoordelikheid op 'n ander vlak saamdra in terme van God se koninkryk, die geloofsgemeenskap, dat ons 'n huisgesin van God is. Ek wil nou vra dat die jong mense vir ons hier voor sal kom staan. Ek het gevra dat hulle eers vir ons net so in 'n halfmaan aan hierdie kant staan, dat hulle vir julle kan sien en vir my kan sien. Ek wil sommer vra, as ons bietjie te veel is daai kant, dan kan van julle sommer hierdie kant ook net so vir ons, dat almal julle daarom net mooi kan sien. Julle moenie wegkruip vandag nie. Sy, dankie. Verbintenis gaan oor hierdie jong mense wat sê, op grond van God se liefde vir my, verbind ek my aan God en God se kerk. Dis die volgorde. Op grond van God se liefde, God kies my. En daarom kan ek nie anders as om te sê, Here, dankie. En ek leef daarom 'n lewe van dankbaarheid. Dit is dan ook ons antwoord op die doop vanoggend as ons dit doen. Ek wil graag vra dat Heinrich en Cassidy vir 'n oomblik hier voor by my by die doopvond kom staan. Ons het vanoggend nie net die voorreg om verbintenis te doen nie. Ons het ook die voorreg om te deel in hulle doop vanoggend. En wat 'n spesiale geleentheid as twee jong mense sê, maar alles wat ons vandag beleef het lankal gebeur. Maar ons kies om saam met 'n gemeente te sê, kom ons vier dit. Kom ons sê met hierdie water, ja, ons is gekies. Daarom wil ek vra, glo julle in die genadige God wat ons op meer as een wyse beleef? Aanvaar julle die boodskap van die Bybel soos wat dit op 'n verantwoordelike wyse in die kerk verkondig word? Bely julle dat julle deur die genade in Jesus Christus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop behoort te word? Beloof julle om in verwondering aan die Here te leef en 'n voorbeeld in lewenswandel te wees, en gaan julle ons toelaat om deel van julle geloofstorie te bly? Cassidy, jou antwoord hardop. Heinrich. Ek wil vra Cassidy dat jy vir my net nader staan asseblief, ons wil net so dat almal sê vir my sommer daai kant van die doopvond net staan asseblief, dan kan almal sien net toe. Cassidy,
Papas, ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader. Ek doop jou in die naam van God die Seun Jesus Christus. En ek doop jou vanoggend in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Mag die Here saam met jou hierdie pad stap. Mag jy sommer net beleef dat God altyd by jou is. Ek gaan so vir 'n oomblik net vra dat ons die klok saam lei. Kom ons gee net so 'n oomblik en dan word ons sommer net bewus van dit wat hier gebeur vandag en ons ervaar God se teenwoordigheid saam met ons hier. Vra Heinrich, dat jy vir my nader staan. Cassidy, jy kan net so bly staan asseblief. Heinrich Sutton, ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, doop jou in die naam van God die Seun Jesus Christus, en ek doop jou in die naam van God die Heilige Gees, jou kompas, jou rigting. Mag julle altyd die ervaring hê dat God saam met julle die pad stap, want God doen dit al lank al. Hierdie was vanoggend die bevestiging daarvan. Dankie vir die voorreg om hierdie met julle te kon deel. Ek vra dat julle dan saam met ons by die res van die verbintenisgroep weer ons plekke sal inneem. Kom ons vat sommer net mekaar se hande so en dan bid ons net saam met hulle. En ons sê sommer net dankie vir die seën geleentheid. Here, dankie dat Heinrich en Cassidy vanoggend op so 'n besondere wyse vir ons herinner dat U ons gekies het, dat U 'n pad saam met ons stap. Here, dankie dat ons juis op hierdie simbool vanoggend reageer, op hierdie sakrament, Here, dit is soveel meer as net 'n teken. Dit is 'n viering, 'n onthou, 'n doelbewus saamleef. Amen. Om van 'n lewensdeurgang 'n roetemerker te maak is 3 dinge nodig: oriëntasie, waar kom ek vandaan, identifikasie, wie is ek en wie sin is ek, en konfirmasie, wat glo ek. Ek wil graag vra op hierdie stadium dat die ouers nou vir ons vorentoe sal kom en dat hulle vir die jong mense hulle kersse sal bring. Wanneer hulle hier voor is, dan vra ons dat julle sommer so by julle kinders sal bly staan, en dan gaan ons net saam 'n lied sing. Hierdie lied herinner ons dan nou juis daaraan dat ons ook 'n kers ontvang het as ouers, toe ons kinders gedoop is, en vandag oorhandig ons eintlik weer 'n kers as 'n simbool daarvan om te sê, jou geloof is nou 'n saamverantwoordelikheid, maar jou eienaarskap. Ek wil sommer vra, julle kan regtig sommer hierdie kant toe ook beweeg. Ek wil laat ons sommer lekker net inpas. Julle hoef nie almal hierdie kant in te squeeze nie, hoor. So as daar mense daai kant wil staan, is julle meer as welkom. Vriende, terwyl hulle so hulle plekke inneem, kom ons sing saam lied 292 vers 2, die doop is die seël. Liefde
gee nou vir die ouers geleentheid om hulle plekke weer in te neem. Julle moet net julle kersse by hulle los, dankie. Sê ook sommer net vir die ouers so baie dankie vir hierdie reis en dat julle soveel moeite doen om julle kinders as deel van 'n geloofsgemeenskap groot te maak. Ek wil nou graag vra dat ons voornemende verbintenisgroep vir ons so na die doopfonds se kant toe sal skuif en dan kan julle eers omdraai en vir my kyk. Gemeente, is hulle nie pragtig nie? Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. Ons gaan die volgende 4 vrae vir julle voorhou en dan gaan ons hardop saam ja antwoord en dan gaan ons een vir een omdraai, ons hand in die doopvond dan steek en ek gaan jou naam en van uitlees, en dan gaan jou hand in die doopvond druk en dan gaan jy sê op grond van God se liefde vir my, verbind ek my aan God en God se kerk. Maar ek hou eers vir julle die vraag voor. Glo jy God is soos Jesus Christus God aan ons bekend gemaak het? Bely jy dat bely jy dat jy God se liefde vir jou aanvaar en dat jy in verwondering aan God wil lewe? Aanvaar jy dat die Bybel ons lei om God te leer ken en dien as 'n riglyn om sinvol vir die Here te leef? En beloof jy om aktief deel van 'n geloofsfamilie te wees? Natuurlik gaan dit nie noodwendig altyd net hierdie ene wees nie. En onderneem jy om hulle ook te ondersteun? Is jy bereid om ook die geloofsfamilie toe te laat om jou by te staan op jou lewensreis? Ek wil vra dat julle almal saam hardop sal antwoord. En ek vra dat julle dan na die gemeente toe sal draai en dan is dit my voorreg om eerstens vir Alice Roberts geleentheid te gee. Ons gee geleentheid vir Annick Batee. Daniel de Villiers. Denzel Kutsie. Roel Creer. Cassidy Papas. Lucia Pretorius. Heinrich Sutton. Richard van Hoven. Sander van Niekerk. Eran Winant. Dit is nou 'n voorreg vir ons om die kers aan te steek op een punt en as 'n simbool gaan hulle mekaar se kerse aansteek om te sê ons is deel van 'n geloofsfamilie. Ons gaan nou as gemeente staan en hardop ons geloof saam bely en ek wil vra dat die jong mense vandag diep luister na elke woord waarvoor hulle vandag dan ook ja gesê het. Kom ons staan.
Ek glo in die skepende God van die wordende heelal, wie se naam te heilig was om uit te spreek. Jahwe, die God van Israel, wat Vader geword het vir Jesus van Nasaret, die wonderskone boodskapper van die onmoontlike liefde, deur wie God my Vader, maar ook my moeder is. Ek glo in die Heilige Gees, wat mense in alle tye inspireer tot werke, wat stempel dra van die ewige. Ek glo dat omdat ek lewe, ek aan alle lewendes sorg en deernis verskuldig is. En ek glo dat as ek sterf, ek opgeneem sal word in die durende siklus van vernuwing en verval, en dat die lewe triomfeer in elke geboortekreet, omdat die lewe magtiger is as die dood. Terwyl ons so staan, nooi ek dan nou graag die volgende kerkraadslede uit, Lukas Rath, Wouter de Vos, Nelmarie Pretorius en Simonay Reinders, om vir ons jong mense dan vanoggend te kom olyfboompies uitdeel, so julle kan vir ons vorentoe kom en die olyfbome kom uitdeel. Ons kan ons plekke inneem as gemeente, en terwyl die kerkraad vir hierdie jong mense gebruiklik olyfboompies uitdeel, dis so 'n mooi gebruik in ons gemeente. Hulle gaan plan dit en dit herinner hulle altyd, luister ons dan ook saam na die seënlied.
Amen. Ek wil vra dat julle net omdraai en vir my sal kyk. Dankie. Dankie vir ons kerkraad, waardeer opreg. Liewe jong volwassenes, dis ons as gebed as gemeente, dat die Here ons God, wie ons leer ken as 'n God wat met deernis omgee, 'n God wat met betroubaarheid handel, mens en die natuur, dier tot hulle reg laat kom, en die heelheid en die herstellende vrede bring. Mag die God julle seën en julle lei. Mag die Here Jesus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar, as geloofsfamilie, aan julle medemens en God se skepping. Mag ons sommer net vir julle sê, ons is geweldig lief vir julle en ons is so dankbaar vir julle. Dankie. Ek vra dat julle aan die kante van die tafel julle kers sal neersit as 'n simbool daarvan dat ons lig bly skyn, en dan kan julle julle olyfboompie saamvat en dan mag julle dan ook julle plekke inneem. Baie dankie. Kom ons gee geleentheid vir die offergawes terwyl ons saam luister na die lied When You Believe. No
Ek nooi uit om so in lydenstyd saam met my op te staan en dan sing ons saam: O Heer my God, as ek in eerbied wonder, as ek wonder oor die moeilik en uiteindelik kan verwonderd staan oor U, dan kan ek nie anders as om te juig nie. Kom ons staan. Mag die pad verrys om jou te ontmoet, die wind altyd teen jou rug, en die son warm op jou gesig. En tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land, en mag God jou behoed in die palm van sy hand. Amen.